Baie welkom weer vanaand hierso. Ons gaan begin om saam te sing. Ons begin by lied 205, al 2 verse, bring lof aan die Vader. Ons sing vervolgens lied 470, eerste en die 3de vers, U Here is ons koning. Nou, met die Pinkstertyd is, lied 430, vers 1, 2 en 4, kom Skeppergees besoek die kerk.
Nou ons gaan nou staande ons thema lied sing, Vlam 135, weer soos u. Maar ek wil sommer nou voor ons sing, want ek weet, julle sê ek was nog gisteraand aan die ene kant verras en aan die ander kant amper aangedaan. Ek sê vanoggend vir my dogter, kan jy glo, die krag gaan gisteraand af. En toe die krag so 20 minute later aangaan, ek sit almal nog daar. Dit was vir my net, ek het gedag, miskien besluit wees, ons gaan laat raak, ek gaan dit loop. Dit was wonderlik geweest. Ek dank dat julle dit gedoen het. Goed, ons gaan nou staan en dan sing ons Vlam 135. Goed, kom ons bid saam. Kom ons sit met almal so in stilte voor die Here. En ons wees bewus daarvan dat die Here hier is en dat hy ons ken.
Dankie Here dat U vir ons deur en deur ken, tot in die diepste van ons wese, om ons rooi emosies, en dat U vir ons lief het, en dat U met ons elke tree gee, ook vanaand. Ontmoet ons, hier waar ons is, met ons vreugdes en ons verleentheid, want ons is net U kinders, en U is ons Vader. Amen. Nou ons tema vanaand, nou moet daar, ja, onverdiend, maar nie moeiteloos, oor ons spirituele dissiplines. Onverdiend, maar nie moeiteloos. Ons kom nou daarby. Ons gaan saam lees by 3 gedeeltes in die Bybel, kort gedeeltes. Filippense 2 vers 12 tot 13. My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees, nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Hierdie woorde julle daarop toelê om as verlostes te leef. En dan in 1 Timoteus 4, maar van onheilige en sinlose verdigsels moet jy wegbly, oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. Om jou liggaam te oefen het wel 'n bietjie waarde, maar om in toewyding aan God te lewe, het in alle opsigte groot waarde, want dit bevat 'n belofte van lewe vir nou en die toekoms. En dan Hebreërs 12 vers 14, beywer julle vir vrede met alle mense, as ook vir 'n heilige lewe, waar sonder niemand die Here sal sien nie. Beywer julle. Nou as Jesus vir ons nooi, daar in Johannes, kom kyk, wat bedoel hy? Dis een van die mooiste dele in die Bybel, en spesifiek in Johannes, wanneer die volgelinge van Johannes die Doper, by Johannes die Doper hoor, daar is die lam van God, dan volg hulle hom, en hulle weet nie, dis wat hulle moet doen, maar hulle weet nie eintlik wat hulle dan moet doen nie. En dan is dit as die Here heel skalks omdraai vir hulle vra, wat soek julle? En dan het hulle nie idee wat om te sê. Dan vra hulle van waar bly, vra hulle op sy adres, en dan sê die Here vir hulle, kom kyk, en dit hulle nooit weer opgehou kyk nie. Goed, so waartoe nooi die Here vir ons, wanneer hy die vraag of die uitnodiging rig? Hy nooi ons tot transformerende disippelskap. Vriende, ons het baie keer, is ons gemaklik om net te kan sê, ek is 'n kind van die Here. En dit is reg, dit is ook goed. Jy moet dit kan sê. Ek is 'n kind van die Here, dit is waaroor my geloofslewe vir my gaan. Maar dit gaan eintlik oor meer, dit gaan daaroor dat jy as kind van die Here sal groei in die Here. Dat jy as disipel van die Here agter die Here sal aanloop en dat jy al hoe meer soos die Here ook sal wees. So dit beteken daar moet 'n transformasie in ons lewens plaasvind. Ons kan nie tevrede wees om maar net te sê ons is gelowiges nie. Ons moet die ervaring hê dat ons groei in ons geloof, in ons leefwyse moet daar verandering kom. Nou ek gaan nou vanaand 2 kort video's vir julle speel. Is daar klank by? Dis 'n beeld
wat die rekord opstel, 9.58 wêreldrekord. Gaan ons klank hê vir die volgende, is die klank nogal belangrik. Okay. Goed, julle het nog gesien, hartelijk kom ons gaan na die volgende ene toe. Die waai oefen. Ja, dus. I think a lot of people just, they see you running and they say, oh, it looks so easy and it's effortless. But before it gets to that point, it's hard. It's like hard work. Day in, day out, sacrifice. Day in, day out. Just dying. This time when you run and you just want to stop, you just want to give up. Like, yeah, but the sun's going to go home. The day when you get up and you know what, you have a training today. It's going to be intense. You're like, oh, God, I don't want to go today, but you got to go. It's so hard and a lot of people don't know. My coach always says, in a couple of years, we're not going to have a track because we're going to take all of them home. We are not used to see you suffering. That's what you guys are here. Show the true story, eh? This here is a reality. Do you mean that the competition is not a reality? Listen, the work is behind the scenes. Competition is the easy part. Behind the scenes is where the work is done. And everything is done to get to that one race that you need to run. I think I saw him once train, how I felt it that day. He was vomiting and he looked stressed, and I really felt and said, so I didn't know it has to work so hard. That was some hard training. So I prefer not to be there because it's not easy to watch him train. It's really tough. See your conscience speaking. Don't do it. Stop running. Retire. Don't play football. Don't play golf. So hy sê, dying, is die woorde wat hy daar gebruik. Hard work, sacrifice, feel like giving up. And I say, behind the scenes is where the work is done. Yeah, I say that the running is the competition is the easy part. So dat gebeur alles agter die skerms. Dit is waar die harde werk is, dit is waar hy vir hom voorberei, dit is eintlik waar dit gebeur. En dieselfde geld, ons geestelike transformasie. Dit gaan nie sommer net gebeur nie. Dit kan net gebeur, omdat ons van ons kant af ook ons rol vervul. Die harde werk doen, wat ons ook moet doen. Dallas Willard sê, I'm learning from Jesus to live my life as he would if he were I. Dit vat 'n bietjie werk.
I'm not learning to do everything he did, but I am learning how to do everything I do in a manner that he did all that he did. So jy deel dit vir Jesus voor jou. Hy is die een wie ek volg. Ek is sy disipel. Ek wil soos hy wees. Nou, disipelskap is met ander woorde 'n lewenslange reis wat jy saam met Jesus het. Waardeur die Gees jou hele lewe transformeer, dat jy al hoe meer soos Jesus sal wees. Dit sou my definisie wees. Nou, ek gaan vanaand 'n bietjie vir ons laat kyk, en ek sou, ja, dit lyk aan daar beter as op my skerm, bietjie duideliker. Ons gaan vanaand 'n bietjie kyk na kontemplatiewe spiritualiteit. Ek het nou al 'n paar keer die opmerking gemaak dat ons baie gewoond is daaraan as gereformeerdes, protestante oor die algemeen, dat ons doen Bybelstudie, ons lees daai tekste, ons ontleed die tekste, en dit is alles baie goed om dit te doen, ons moet dit doen. Maar ons doen dit baie keer sonder dat dit aan ons lewens iets doen. Dit verander nie aan jou nie. Jy het dit gelees, jy het dit bestudeer, en jy loop daar weg en jy sê, dis interessant, ek het 'n paar goed geleer, maar wat het jy van jou geleer? Dit is iets gedeelte wat baie keer by ons verbygaan, omdat ons miskien net te haastig is. Nou, kontemplatiewe spiritualiteit, ek weet almal is nie gemaklik daarmee nie, dat mens het gewoond raak daaraan. Party dink dis Rooms. Dit is eintlik vreemd dat mense so dink, want dit kom eintlik van die woestynvaders en die woestynmoeders van die 3de en die 4de eeu voor Christus, na Christus. Van daar af kom die kontemplatiewe spiritualiteit. Dit is nie 'n Roomse ding nie, dit is 'n tipiese kerklike ding. Ons was deurdrenk daarvan gewees aanvanklik, en toe het ons later dit 'n bietjie afgelê. Nou in die proses gaan ek dus 'n bietjie aandag gee aan Ignatius van Loyola. Hy is die stigter van die Jesuïte orde. En terwyl hy nie die enigste persoon is, of miskien selfs die belangrikste persoon is, rondom kontemplatiewe spiritualiteit nie, het hy nogal 'n groot invloed gehad op hoe dit vandag geoefen word. En die twee goed waarvoor hy baie bekend is, twee gesegdes waarvoor hy baie bekend is om God in alles te vind. Om in enige situasie te kom en vir jouself te vra, waar is God in hierdie situasie? So jy wil die hele tyd daarvan bewus wees, waar is God? En dan om met God te praat, soos een vriend met 'n ander vriend praat. Dit is so belangrik, en hy is bekend vir hierdie twee uitdrukkings. Nou net so 'n bietjie van sy geskiedenis. Hy het in 1491 is hy gebore, hy was die 13de kind. Kan jy glo dat mense baie kinders gehad? Hy was die 13de gewees, en hy was gebore in 'n adellijke familie, maar sy ma is oorlede kort na sy geboorte, en toe het sy pa hom vir die eystersmidse vrou gegee om groot te maak. Hy het nou die kans gesien daarvoor nie, toe moet sy dit nou doen. En sy het vir hom die naam gegee Inigo, wat beteken kleinkie. En gaandeweg, soos die tyd aangestap het, en hy het ouer geword, groter geword, toe het hulle die naam Inigo gelatiniseer, en toe word dit Ignatius. Maar hy was 'n flamboyante ou gewees, baie fyngevoelig, hy was nogal lief gewees vir die vrouens, en 'n goeie swaardvegter. Soos wat het maar was met die adellikes daai tyd, het geweet hoe om met 'n swaard jou ding te doen, en terwyl hy fyngevoelig was, en goed was met die swaard, was eintlik gevaarlik geweest. Nee. Maar goed, op 18 word hy 'n soldaat, en in 1521 toe tref 'n kanonbal sy been, en daarvandaan was hy altyd die een been gehad wat korter was, en hy het lang geloop. En hy was in die hospitaal vir 'n lang tyd, en die hospitaal, kyk daai tyd was die verpleegsters was nonne, en die nonne het mooi na hom gekyk.
en hulle het baie met hom gepraat, en hulle het 'n indruk op hom gemaak. Hy as 'n adelike, en iemand wat sy swaard kon goed gebruik, en wat opvleend was, en wat oorlog kon maak, het hom beïndruk, hierdie mense wat alles gelos het, en hulle nonneklere aangetrek het, en hulle gaan toewy daaraan, om mense te bedien. Dit het 'n geweldige indruk op hom gemaak, en toe kom hy daar tot bekering. En hy het onder die invloed gekom van die Fransiskaanse orde, en hulle is bekend vir meditasie, so hy het dit op daar gekry, en vir dienslewering, en dat hulle die ideaal het van om met so min as moontlik te lewe, eintlik met niks. Die Fransiskane was bekend daarvoor dat hulle net geloop het in 'n so 'n sakrok tipe ding, met 'n touw om en 'n staf. Dis al wat hulle gehad het. Hulle mag ook nie 'n sak gehad het. Hulle moet maar so loop en ook mense help vir hulle, gee vir hulle kos ensovoorts, terwyl hulle besig is om die evangelie te verkondig en om mense te bedien. So hulle het nie net rondgeloop met besel nie. Hulle was besig om die Here te dien, hulle het mense bedien, maar in die proses het mense vir hulle dan gegee wat hulle nodig gehad het om van te lewe. Maar in 1522 het hulle besluit, hy is nou klaar, nie net met sy swaard nie, maar ook met sy adellikheid. En hy het sy swaard gevat en sy adelike klere, en hy het dit gaan neerlê by die altaar, en gesê, ek is nou klaar daarmee, maar alles op die altaar, en hy is toe weg Israel toe. En op pad Israel toe, het hy in Spanje in 'n grot gaan bly. Ek kan nie dink nou hoe lank, ek dink oor 6 maande, dit kan langer ook wees, het hy in die grot gebly, en die meditasie wat hy geleer het by die nonne, het hy daarvan gaan toepas. So in die grot alleen het hy meditatief met die Here omgegaan, en 'n asketiese lewe gelei, eenkant weg van alles en almal af. En daaruit is gebore sy sogenaamde spiritual exercises, 18 geestelike oefeninge, wat hy vir sy volgelingen gee. Al die Jesuïte moet dit deurgaan, om hulle te help in hulle geestelike lewe en in hulle transformasie. En toe hy nou daar in Israel is, toe sien die Fransiskane wat daar is, maar die man het nogal baie potentiaal, en toe stuur hulle vir hom terug Spanje toe, was Italië toe, Rome toe, om daar opgeleid te word in die teologie. En ek het nou 'n bietjie vinnig gegaan. En onthou daar was die katholieke kerk het op 'n stadium ons die inquisisie gehad, en baie mense is vervolg in die proses wat hulle uitgevra is hulle gemartel en allerlei dinge. En selfs hy, omdat hy 'n bietjie van 'n kritiese stem gehad het, was ook deel van die martelaarskap in daai tyd. So hy het ook gelei daaronder. Maar dan stig hy die Jesuïte orde in 1539. En hulle groot ding is, hulle moet eenvoudig lewe, hulle moet diens lewer, en hulle moet altyd bereid wees om hulle self prys te gee. Soos wat hy geleer het by die nonne. En dan is hulle groot ding is om sending te bevorder, en om skole te bou en vir jong mense te onderrig, en hulle het ook teologiese skole ontwikkel. Hulle het gevoel mense moet ingelig wees om 'n verskil te maak. En tot vandag toe is die Jesuïte, hulle en die Dominikane, is baie bekend daarvoor dat hulle, as die Jesuïte is, dan kan, as ek 'n Jesuïte ontmoet, dan kan ek maar weet, hierdie persoon is goed onderlê in alles wat nodig was om te doen wat hulle moet doen. Ongelooflike orde. En hy was ook deel van die kontra-reformatie. Nadat die reformatie plaasgevind het,
wat die Romeinse kerk natuurlijk tegengestaan het, was daar stemme gewees binne die Romeinse kerk wat gesê het, maar luister, hierdie ouens is heeltemal verkeerd. Ons moet 'n paar goed verander. En hy was deel van die groep in die kerk. En dan waar nie toe hulle weggebreek het in die kerk, en hulle gebly in die kerk, en in die kerk probeer 'n verskil maak. En toe sy in 1556 oorlede aan malaria. Net dat julle weet wie is die groot gees wat so 'n groot rol speel. En dat ons ook iets kan verstaan daarvan dat ons was, om terug te kom na die punt toe van dat mense maklik sê iets is katholiek. Ons was allemaal katholiek. Tot in 1517. Nee. Ons was allemaal katholiek. En daar wonderlike goed gebeur in die kerk van die Here van die apostelse tyd af tot, sê maar, die 9de, 10de eeuw. En daar wonderlike goed gebeur. Baie wonderlike goeders. En toe begin dinge skeefloop. En, maar ten spyte van die skeefloop, was daar nog steeds ouens gewees, soos hy en ander, wat die Here gedien het, en wat altyd die waarheid gesoek het, en by wie ons nog steeds kan leer. So ons leer by almal. Maar nou, kom ons kyk 'n bietjie na wat se hulpmiddels is daar, wat vir ons kan help, om in ons geestelike lewe meer bewustelik met God om te gaan, en met onsself om te gaan, en te groei, te transformeer. Ons gaan kyk na Lectio Divina, meditasie, verbeeldingryke nadenke, die sogenaamde daily examen, geloofsonderscheiding, en spirituele begeleiding. Ek kyk nou daar wat hierdie is, dit te veel vir my, miskien net nader staan. Nou goed, die Lectio Divina, die sogenaamde goddelike lees van die Bybel. Dis 'n ding wat tyd neem. Jy kan nie die ding doen in 5 minute nie. Jy kan dit ook nie doen wanneer jy vaak is net voor jy gaan slaap nie. Jy moet het verkieslik doen in die oggend wanneer jy vars is, en jy moet genoeg tyd maak dat jy ten minste so 15 of 30 minute beskikbaar het om dit te doen. Jy lees die teks verkieslik nie meer as 10 verse nie. Wat 'n teks jy nou ook al het. En jy gaan 'n paar keer deur hom. Partykeer gebeur dit dat jy 'n paar dae met daai teks besig is. Ek het nou in verlede week het ek vir 3 dae gesit op Psalm 1. Ek was op pad aan Psalm 2 toe, maar ek kon nog nie wegkom van Psalm 1 af. So jy sit met daai teks en jy laat daai teks deel word van jou. En jy vra vir jouself, maar watter woorde, watter frases wat ek hier lees en hoor, resoneer met my. Doen iets aan my. Dit val my op. En dan sit jy met daai gedagtes. Dus ek sê, ek het met een gedeelte van Psalm 1 gesit, en toe is die tyd nou later om, en ek moet aanbeweeg, en toe het ek die volgende dag weer met 'n ander gedagte gesit, en dit sink by jou in, en dit word deel van jou, en soos wat jy die dag ingaan, gaan jy die dag in met hierdie ding wat in jou kop sit, om soos 'n boom te wees wat vrugte dra. Maar vra jy, wat wil God vir my sê? Wat wil ek antwoord? En wat moet ek gaan doen? Dit gaan hier nie oor net sit en dink oor goeders en ervaar iets het gebeur nie. Jy moet vir die Here ook vra, maar wat moet ek nou hier vandaan af gaan doen hiermee? Ek het so 'n baie kosbare Bybel, noem in die Catholic book of die Catholic Prayer Bible. En hy sê byvoorbeeld by Psalm 1, wat 'n gedeelte ook al, sal hy vir jou net vinnig sê, wat gaan die aan? Wat se woorde is hier so
belangrik. En dan sal hy vir jou vra, hoe raak dit jou? En dan, wat wil die Here moontlik vir jou sê? Maak hulle 'n paar voorstelle, en dan, wat wil jy nou bid? Hulle begelei jou net so 'n bietjie daarmee. So, wat wil God vir my sê? Wat wil ek daarop antwoord? En wat gaan ek doen? Nou weet ek, wanneer ek hieroor met van my kollegas praat, dan sê hulle my, ja, maar wat van eksegese? Jy kan mos nie die teks net so op die klank afvat nie. Jy leer toch vir die mense by die Bybelskool, jy moet nie die Bybels op die klank af net vat nie. So ja, nee, duidelik, moet jy nie dit doen nie. Hierdie Lectio Divina is nie teen eksegese en hermeneutiek nie, maar het gaan daarvan uit, dat jy ergens moet maak daarmee om te luister. Partykeer is al een tekstgedeelte wat jy sê, ek verstaan glad nie wat jy aangaan. Maar ek wil dit verstaan, dit voel vir my, ek moet dit verstaan. En dan gaan vind jy uit, en dan kom jy terug. So dit is nie teen eksegese nie, maar die gedagte is, dat jy hier die klem laat val, op wat jy hoor die Here vir jou sê. Ek kan nie gaan preek vir mense, sommer net op grond van my Lectio Divina nie. Ek moet goeie eksegese gaan doen as ek preek. Maar as ek wil weet hoe die Here vandag in my lewe met my praat, dan is dit vir my goed genoeg. Eintlik goed. Daar is 'n paar oulike toepassings wat 'n mens kry, baie oulike ene, juist van die Jesuïte orde af, is pray as you go. Hulle kan gerus daarna gaan kyk. Daar is 'n Hollandse weergawe ook bidden onderweg. En dan is daar ook Lectio 365, wat ook 'n wonderlike toepassing is, wat vir jou begelei om dit te doen. Dat jy nie so op die groot see blootgestel voel nie. So dit is Lectio Divina, die sogenaamde goddelike lees van die Bybel. 'n Goeie ding om te doen. Dan kom ons by kontemplasie of meditasie. Dis die gebed van die hart. Nou hierdie gaan daarvan uit, en die hele kontemplatiewe spiritualiteit gaan daarvan uit, God is in jou, en jy is in God. En alles wat jy moet weet, het jy reeds. Jy moet net vir dit kans gee om op te dink, om op te dag, om deel van jou lewe te word. En jy hoef nie woorde te gebruik as jy bid nie. Dit is ongelukkig die ding wat ons mee groot geword het. Jy moet baie woorde gebruik as jy bid. As jy vir iemand ook vra, wat is gebed, dan sê hy om met God te praat. Maar dit gaan nie daaroor nie, dit gaan daaroor dat jy kom voor God. Jou sit voor God is al gebed. Daar is niks wat jy vir die Here kan sê, wat die Here nie klaar weet nie. Jy sê dit is vir die Here dit moet hoor nie. Jy sê dit so jy kan self hoor. Dit is wat ek vir die Here gesê het. Soos hoef jy met woorde te bid nie. Dit is baie nie belangrik om met woorde te bid, dit is baie keer vir jouself versterkend. Dit help vir jou miskien om jou gebedswêreld te karteer, om te weet, dit is wat ek alles met die Here praat, dis so goed wat nou vir my belangrik is. Maar om net vir 15 minute, 5 minute, 10 minute, by die Here te sit, en te sê, Here, hier is ek. Volledig te ontspan, as jy wil, kan jy 'n kersie opsteek, ek hou daarvan, ander mense hou nie daarvan nie. En om te konsentreer op jou asemhaling, want die asemhaling help vir 'n mens om gegrond te word, om grounded te wees. En jy ontspan. En jy word bewus daarvan, daar is niks wat ek in die wêreld vir my voor moet inspan om dit te verander, wat God nie al klaar gedoen het nie.
Ek hoef nie verantwoordelikheid te vat vir alles nie. Ek is net hier. Die Here sal met my 'n pad loop soos die Here met my 'n pad wou loop. Om net by die Here te gaan sit. Dis die geleentheid vir wat jy vir die Here gee om in jou te werk. Ek kan nie dink dat dit moontlik is vir 'n werktuigkundige om jou kar vir jou reg te maak terwyl jy ry nie. Dis nie moontlik nie. Jy moet ergens stop. En dan kan hy uitmekaar haal en aan mekaar sit soos wat dit nodig is. En ons wil baie keer in ons geloofslewe sien dat ons verander. Ons vra vir die Here ook, verander ons. Maar ons hardloop net. En dit moet in ons siege gebeur. Ons is betrokke. En so ons moet vir die Here die geleentheid gee om in ons siege besig te wees. En jy voel baie keer, ja, hier gebeur mos nou niks nie. Wat kan nou hier gebeur? Ek het eers gepraat nie. En wat is die ding? Jy hoef nie te praat nie. Die Here is hier. Jy het vir die Here 'n kans gegee. Jy daar opstaan en jy daai seker wete, ek met my hele lewe het my voor die Here kom neerlê. Maar nou is dit so dat 'n mens se kop is vol gedagtes, né? Iemand het gesê, the mind is like a tree full of monkeys. En die boom vol apies is nogal 'n bedrywige ding, né? Jou kop sukkel om stil te word. So jy gaan sit daar voor die Here en dan kom gedagtes by jou op. Jy weet, ek moet die gras nie reg gemaak word nog. Goed, herken die gedagte, ja, goed, daar gaan hy. En kom weer terug daarna, om dit gewoon net voor die Here te sit en nie te dink, toe te laat dat die Here werk. Dan kom weer 'n ander gedagte op. Jy groet die gedagte dat dit verby gaan en jy sit. In die proses is die Here besig om in jou te werk. Dit klink vir 'n mens ongelooflik. Gys van Skoor sê altyd, die Here doen die goeders met jou, terwyl jy daar sit, amper as ek onder narkose is. Want jy sê vir die Here, doen wat jy moet doen. Soos wat die dokter jou opereer ook, onder narkose. As jy wil, kan jy inkleur. Dis nogal 'n baie lekker manier van mediteer, van bewustelik in die oomblik ingaan. Jy dink oor niks anders nie as dit wat jy nou hierso doen, inkleurwerk, maar jy het die diepe wete, ek doen dit hier in die Here se teenwoordigheid, ek gee vir die Here kans om met te werk. Jy begin so met 5 of 10 minute, want die tyd kan lank raak as jy nie gewoond is daar nie. Dit is baie moeilik om lank so te sit. En is ook nie nodig om die ure so moet sit nie, maar begin by 5 minute en probeer dit 'n bietjie langer maak. Ek was op 'n stadium by 'n retreat gewees saam met Vader Mike Bracken. En hy mediteer elke oggend van 5 tot 7, 2 ure lank. En dan weer vanmiddag na ete begin vir 'n halfuur dan. En dan vanaand voor aandete weer vir 'n uur. En dit is heeltemal te veel. Ek het na 5 dae en daarom reggekry om daai hele ding te doen. Maar dit was te veel vir my. Ek is nie daaraan gewoon. Vir hom is dit al deel van hom. En hy ervaar 'n ontmoeting met die Here. Ek het later nie ontmoeting met die Here ervaar nie. Ek het gebid, Here, kan dit net klaar kry, want ek raak nou seer. So begin met 'n kort tydjie. En dikwels wat daaruit voortvloei, is dat jy net daar gaan sit en voorbidding doen vir mense. En jy hoef nie lang goeders te sê nie, jy sê dat, Here, ek dink aan Pieter. En ek dink aan Susan. Ja, die Here weet mos wat jy dink. Maar jy het die ervaring van, ek het dit voor die Here neergelê.
Dan is daar verbeeldingryke nadenke. Dit is nogal 'n wonderlike ding, wat 'n baie tipiese ding is wat die Jesuïte uitgebring het. En dit werk baie goed met verhalende dele in die Bybel. Die Ou Testamentiese stories, al die stories, die gelykenisse van Jesus, optredes van Jesus, wonderwerke van Jesus, om die teks te luister en dan te gaan sit en jou te verbeel jy is in die situasie wat daar afspeel. Jy is of een van die toeskouers, of jy is die blinde man wat genees word, of jy is een van die disippels, of net 'n vrou wat daar gestaan het. Jy kan besluit wie jy is, en jy laat die storie voor jou afspeel, en jy probeer al jou sintuie inspan. Wat hoor jy? Wat ruik jy? Sê net maar ons langs die see, die visse, alles wat gevang is, ruik jy die vis wat gevlek is? Ruik jy die sproei? Voel jy die wind wat waai? Jy leef jy in die situasie in. En dan hoor jy Jesus' woorde. En dit is asof dit baie dieper in jou inpraat. En dan, dit het my nogal gevang een keer, met een van die verhale waar Jesus optree in die sinagoge. En die persoon wat voorgaan, het vir ons gehelp om die situasie te skets. Hy sê vir 'n oomblik, vang jy en Jesus mekaar se oë. Hoe lyk sy oë? Wat sien jy in sy oë? Hoe voel hy oor jou op hierdie oomblik? En hoe voel jy oor hom? Vriende, jy stap van daai teks af weg, baie verryk, aangespreek. Dis die werking van die Gees. En dan vra jy weer eens die vraag, waartoe word jy uitgenooi? En wat wil jy antwoord? En wat gaan jy doen? Die daily examen is 'n wonderlike ding om te doen. 'n Mens moet dit nie te laat in die aand doen nie. Maar dit is doodgewoon, en ek gaan nie al die detail nou met julle deurwerk, dit is doodgewoon om aan die einde van die dag, of nie heeltemal aan die einde van die dag nie, mag ek dit in die oggend te doen. Partykeer dan sit ek in die oggend oor gister, want ek was gister nie vars genoeg nie. Dan sit ek nou vanoggend en ek dink oor gister. Wat het gebeur? Met wie het ek te doen gehad? Op watter punt, en watter situasie het ek gevoel, hier kry ek energie? Watter persoon wat ek te doen gekry het ek gevoel, hierdie gesprek het my gedreineer. Of hierdie gesprek was nie vir my goed nie. Met watter persoon was ek gewees, wat ek weggestap het en gevoel het, die Here het my aangeraak, die Here het my hier energie gegee. Jy gaan sit net bewustelik en dink oor die dag, oor die tyd wat nou afgespeel het. En waar die Here in dit alles was. Partykeer dan besef jy, ek kan nie eens wel dink waar die Here was nie. Ek het eintlik verdagte vandag gegaan. Dan is het goed om net dan rustig te word en geleentheid vir die Here te gee, om jou voor te berei vir môre, om môre 'n meer bewustelike dag saam met hom en met die hele lewe te hê. Jy vra vir jouself af na hierdie dag en dit wat ek beleef het, wat is daar wat ek moet aflê? Wat is daar wat ek vanaand vir die Here wil sê, ek is geskik, ja, maar dit moes nie gebeur het. En aanvaar die vergifnis, dit is nou vir jou gegee, en gaan aan, om vir die Here te vra, maar wat is daar waarvoor ek dankbaar moet wees? En jy neem kennis daarvan, doelbewus, ja, wat vandag hierdie 5 goed gebeur, waarvoor ek baie dankbaar is. 'n vriend van my sê,
hy en sy vrou, voor hulle gaan slaap vanaand, vra hulle vir mekaar, wat is daar waarvan jy een ding, waarvan jy vandag dankbaar is? En jy mag nie iets doen wat jy die afgelope week al klaar genoem het nie. Iets waarvan jy vandag dankbaar is. En hy sê, hulle gaan slaap net anders dan. Hulle gaan slaap dankbaar oor die dag wat verby is. En dan vra jy ook vir die Here om vir jou te wys hoe jy môre moet gaan leef. Wat is daar waarvoor jy wil voorberei vir môre? En wat goed werk is om in jou maal te hou. Nie lank nie. Net 'n paar goedjies neer te skryf. En weet wat is die lekkerste? As jy na 'n maand weer alles gaan lees wat jy geskryf het, wat jy vergeet, dan onthou jy, ek het dit aan die Here toe gebring. En weer is nie vir belangrik nie. Of die Here het vir my antwoord gegee. So, dit is goed om 'n joernaal te hou en nou en dan weer daar te gaan lees. Dan geloofsonderskeiding. Hier gaan dit juist daaroor om God en alles te sien, in die goeie en in die kwaad. Want dan gebeur, ons sien baie maklik in die goeie goed, die Here se beweging. Nou sukkel om dit te sien in die slegte goeders. En ek luister hoe mense praat, nee. Dit is eintlik verskriklik. Dan sal mense sê, die vyand het vandag dit gedoen. Weet, kom ons sê die ou vandag opgestaan met griep. Sê, die vyand het in die nag vir my griep gegee. Ag, nonsens man, die virus het jou aangeval en ander mense ook aangeval, maar wat daarvan? Om te sê, Here, nou het ek griep. Dankie dat jy in hierdie griepsituasie by my is. Waar is die Here in my griep by my? Eerder as om in hierdie wêreld te leef waar daar is vyande van God en dan is daar God. En die vyande val my die hele tyd aan en daar moet ek wegbly. Nee, die Here is oral. En in elke situasie, of het nou vir jou sleg is of goed is, vind die Here daar. En dan moet vir jouself te vra, waartoe nooi die Here my uit? Maar daar is daai belangrike ding, konsolasie en desolasie. Ignatius het met die ding gekom dat jy, die Engels met desolation en consolation. As jy die ervaring het dat jy wegdryf van die Here. Jy is, soos die Engels sê, out of sorts. Dis desolasie. Jy voel nie beweeg in die besluit. En wanneer jy na die Here toe die ervaring het, ek beweeg nader aan die Here. Ek vind meer troos, dit is konsolasie. Dan ben jy net om vir jouself te vra, wat een van die twee ervaring op die oomblik soos ek nou hier so staan? Is dit konsolasie of is dit desolasie? As dit konsolasie is, dan is ek dankbaar daarvoor. As dit desolasie is, dan is ek dankbaar dat die Here by my is in my desolasie en dat die Here vir my teruglei. En jy vat die pad terug, soos die Here dit vir jou wys. Maar dit is vir my altyd 'n baie handige hulpmiddel in my eie lewe, om net vir myself dit te vra. Is ek in desolasie of in konsolasie? En moenie haastig wees nie. Dan wil ek afsluit met spirituele begeleiding. Ek gaan nou vinnig deur die goed, ons sal dit nog in 'n kursus met mekaar mooi bespreek. Spirituele begeleiding is wanneer jy vir iemand nooi wat opgelei is om wat te doen, om 'n stuk van jou lewensreis saam met jou te loop. Dit hoef nie die res van jou lewe te wees nie, maar vir die afsienbare tyd, vra jy vir die persoon, wil jy saam met my loop? En dan kom julle van tyd tot tyd met mekaar, dalk in 2 weke of 1 keer 'n maand, en jy kom sit daar en jy kom gesels. Jy vertel wat gaan in jou lewe aan. En die spirituele begeleier sal vir jou nou en dan 'n vraag vra,
Wat beteken dit vir jou? En dan dink jy daaroor, en as jy nie lekkere antwoord het nie, dan sit jy mens maar in stilte, totdat daar iets kom, en dan praat die persoon verder, en as die spirituele begeleier miskien sê, ek kom 'n gedagte by my op, ek weet nie, of het vir jou belangrik is nie, maar ek noem het maar vir jou. Help het vir jou? Nee, ek kan net so by gaan. Morgen, dan onthou ek dit. Nou vriende, daar hoef nie 'n probleem te wees nie. Jy gaan nie na die spirituele begeleier toe, omdat jy 'n probleem ervaar, dit is berading. Dit is ook belangrik. Daarvoor gaan jy na 'n beraader toe. Maar hier gaan dit daaroor, dat jy kyk saam met die persoon moet jou help. Jy moet self dit sien, om God in jou lewe te sien, waar God besig is om met jou pad te loop. Maar dit bly jou reis, en dit is jou verantwoordelikheid, en jy kan die spirituele begeleier afdank, en 'n ander ene kry, net soos wat jy wil, wanneer jy voel, hierdie persoon help my eintlik nie meer nie, dan sê jy vir die begeleier, ek dink ek moet na iemand anders kry. Sê nee, dis doodreg so. Kom ons soek vir jou iemand. Maar dit gaan oor sagte uitnodigings wat gerig word. Jy het altyd die gevoel van veiligheid. Ek kan maar praat hierso. Hier is nie veroordeling nie, hier is net bystand. En dis 'n heilige ruimte wat jy ervaar. Ek het al baie keer na my spirituele begeleier toe gegaan, daarbo. Ons het die afspraak, en dan dink ek op pad so toe. Dan moet ek Pretoria toe ry, en soos 'n uur. Ek het niks om te sê nie. Dan bou ek spanning op, jy weet. Ons het die 16, ek het niks om te praat nie. Dan kom ons daar, kom ek daar, dan sê ek vir hom, ek het niks om te sê nie. Sê, is goed, dan sit ons net. Steek ek kersie op, en ons sit. Ek was daar iemand, sê ek wonder net oor iets, en as ek my week opkry, dan praat ek, en dan loop ek al weg, en dan iets groots gebeur. Maar ons het vir daai uur, vir die Here geleentheid gegee, om goeders los te maak, wat ons andersins nie sou ervaar het. So my spirituele begeleiding, om dit net te vergelyk met pastorale berading, en weer eens, altyd is belangrik. Nee, altyd is belangrik. En mens in sekere situasies doen ek berading, en ander situasies doen ek spirituele begeleiding. Maar met begeleiding is daar nie noodwendige probleem nie, maar met pastoraat, met berading is daar 'n probleem. Dis nie die persoon na jou te kom. As 'n probleem wat opgelos moet word. En die spirituele begeleiding is 'n ding wat jy doen al maand na maand, gaan ons maar net daarmee aan. Maar berading, soos die probleme opdik, so doen ons dit. As die probleem opgelos is, dan het ons nou nie meer 'n afspraak met mekaar nie. Die een is langtermyn en die ander is korttermyn. In spirituele begeleiding gaan daaroor dat die persoon nodig het om te onderskei wat is die wil van die Here in my lewe. In berading gaan dit oor oplossings kry vir 'n probleem wat ek ervaar. Die een is 'n sagte benadering, uitnodigend, en die ander een sal die beraader op 'n gegeewe punt vir jou sê, goed, dis wat jy moet gaan doen. 'n Spirituele begeleier sal nooit vir jou sê wat jy moet gaan doen nie. Sal vir jou hoogstens sê, ek nooi jou uit om dit te oorweeg. Goed. Die een is per definisie 'n spirituele oefening, en die ander nie noodwendig. Berader gaan noodwendig 'n geestelike gesprek met jou hê. In die geval van begeleiding is dit 'n ontmoeting met God. 'n Ontmoeting met God word gefasiliteer. As dit kom by berading,
is daar twee mense wat besig is om te werk aan 'n probleem in die teenwoordigheid van God. Nee, maar is nie noodwendig direk met God besig nie. God wel met hulle. Een bel jy bewegings in, God se bewegings in jou, en in die ander ene gaan dit daaroor dat jy op God steun om vir jou te help met jou probleem. Goed, so dit is die hele storie rondom die oefeninge wat ek vanaand het vir julle wil noem. Er is 'n hele klomp goed wat julle waarskynlik al die meeste meer van vergeet het, maar ek wou julle bewus maak daarvan, dat as 'n mens bereid is om 'n bietjie moeite in te sit, daar is meganismes wat vir jou goed kan help om in jou geloofslewe die ervaring te hê, ek is regtig besig om 'n pad saam met die Here te loop. En ek bid dat die Here, wat ook al die pad is wat jy loop, want dit is so, daar's ander maniere ook. Nee, ek gebruik ook baie keer ander maniere. Maar watter manier jy ook al gebruik, dat jy die ervaring sal hê, die Here was nou met my besig gewees. Het was nie sommer net so nie. Daai ding wat Jakob gesê het van, God is hier, en ek het nie besef nie, dat ons dit regtig sal besef, God is hier. Kom ek gee nou geleentheid vir gebed. Here, ons bid vir dissipline om agter die skerms van die lewe by U stil te word en in ons geloof te groei. Ons bid dat U vir ons net 'n bietjie stadiger sal maak, sodat ons tyd het daarvoor. Ons bid dat U die werk sal doen in ons. Ons is hier daarvoor. Amen. Goed, ons gaan nou sluit met Psalm 23. Die Here is my herder. Ons is nou aan die einde van die reeks en oor 'n klomp goeders gepraat en op die ou einde is die belangrike ding om te weet dat die Here die ene is wat vir ons lei, wat voor ons uitloop en dat ons volg. Al 3 verse.
Ons bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Gees ons elkeen se deel sal wees. Amen. Dankie.